Ek gaan met 'n vraag begin, 2 vrae, wat 'n sekere veronderstelling het. So hierdie vraag kan waar wees vir party van ons, maar dit is ook moontlik dat dit nie waar is vir party van ons nie. So, hier is die vraag. Het dit 'n verskil gemaak dat jou ouers die Here gedien het? Met die veronderstelling dat jou ouers die Here gedien het. Het dit regtig 'n verskil gemaak? En dan die tweede vraag, hoe sou dit anders gewees het as jou ouers nie die Here gedien het nie? Dis nogal 'n vraag om oor te dink. Hoe sou dit anders gewees het as my ma en pa nie die Here gedien het nie? Waar sou ek vandag in die lewe gewees het? Wat sou my prioriteite gewees het? Wat sou my ingesteldheid teenoor die Here, teenoor die lewe gewees het? Wat sou my ingesteldheid teenoor die Here en teenoor die kerk gewees het? As my en ma en pa dalk nie die Here gedien het nie. So hieroor kan julle 'n bietjie lekker rustig gaan sit en dink. Nou die tema vir die oggend is eerbied skep 'n veilige ruimte. Ek sal 'n bietjie net uitbou vir 'n begin. Teks Spreuke 14 vers 26. Wie die Here dien of eer, het daarin 'n veilige toevlug en ook sy kinders vind daar skuiling. Nou hier is 'n ongelooflike mooi Engelse vertaling van hierdie teks. Confidence and strength flood the hearts of the lovers of God who live in awe of Him. Vat dit, absorbeer dit so 'n bietjie. En dan, and their devotion provides their children with a place of shelter and security. Eerbied vir God. Ouers se eerbied vir God skep vir hulle kinders 'n veilige ruimte. Veilige huis. Ouers wat die Here getrou dien en eer en gehoorsaam, hulle het sekuriteit. Daai confidence en strength wat hulle lewe deurspoel, dit is wat ouers het wat die Here eg dien. Dit is ouers wat hulle lewe bou op die rots wat Jesus is. En dit word die ruimte waarbinne 'n kind dan groot word. En hierdie ouers skep vir hulle kinders, en ek wil eintlik net die laaste woord gebruik, skep vir hulle kinders sekuriteit. So ek as 'n ouer, nou maak dit nou persoonlik, ek as 'n ouer, wat die Here dien en wat die Here eer en wat die Here gehoorsaam, ek gee vir my kind, of ek gee vir my kind sekuriteit. Nou, oor sekuriteit vir 'n kind wil ek net hierdie sinnetjie lees. Daaroor kan ons baie sê. Sekuriteit is vir 'n kind so suurstof vir die hart. Sonder dit oorleef hulle dalk, maar floreer hulle nie. Ek dink een van die grootste dinge waarna 'n kind behoefte het, is sekuriteit. 'n Kind wil veilig voel. En 'n kind voel maklik onveilig. En dit is 'n ma en 'n pa se verantwoordelikheid om vir 'n kind die gevoel te gee van sekuriteit. Nou, hoe gebeur dit? En ek dink, is dit 4 of 5 dinge wat ek graag vir julle wil noem. Hoe gebeur dit dat 'n ouer wat die Here dien vir 'n kind sekuriteit gee? Die eerste is, dat ouers wat die Here getrou dien, is vol vertroue in die Here. En dit is hulle vertroue in die Here wat kinders laat veilig voel. Wanneer 'n kind weet, ma en pa vertrou die Here. Wanneer 'n kind sien, ma en pa vertrou die Here. Wanneer 'n kind weet, maar daar's iemand groter as ma en pa wat die Here is. Na wie my en ma en pa kyk, en van wie my ma en pa se verwagting is, dit smeer af op ons kinders.
Hulle voel dit aan. Die tweede is, ouers wat die Here getrou dien, vertrou God met hulle kinders. Ons het as ouers baie vrese oor ons kinders. En as hulle klein is, het jy een soort vrees, en soos wat hulle groot raak, dan verander die vrese, mos nee. Vrese oor hulle gesondheid. Kyk, daar's min dinge wat 'n mens so paniekerig kan maak as wanneer jou kind regtig siek is en jy weet nie wat aan die gang is nie. Ons het vrese oor hulle veiligheid, veral in die wêreld waarin ons leef. Toe ek 'n kind was, dink ek nie daar was veel vrees oor ons veiligheid nie, van ons ouers se kant nie, maar in die wêreld waar ons vandag leef, is die vrese intens rondom ons kinders se veiligheid. Omdat ons nie eintlik eers weet hoe ons kinders blootgestel is nie. Ons ontdek maar so met die tyd waar ons kinders blootgestel word. Ons het vrese rondom ons kinders se toekoms. In die land waar ons bly, party mense wil nie meer kinders hê nie, of hulle enkele kind hê, as gevolg van die land waar ons bly, en party mense sê, ek waai uit hierdie land uit terwyl hulle van my kinders. En dit lê baie diep in baie mense. En dan het ons vrees oor die keuses wat ons kinders maak, want ons kan hulle beheer tot op 'n punt, maar ons kan hulle nie altyd beheer nie, ons kan hulle nie oral beheer nie, so ons kinders maak maar partykeer keuses wat koue rillings in ons ruggraat laat afgaan. Het jy al daai gevoel gekry, dat jy dink, nee, kies anders. Alright, en dit kan so maklik gebeur, dat ek hierdie vrese aan my kinders oordra. Ja, dat ek eintlik my kinders groot maak met oppas. En indirek maak ek vrees in hulle wakker. Maak dit sterk in hulle wakker. Maar as ek weet, God het my kinders liewer as wat ek hulle het. As ek dit weet, dan maak ek hulle groot, nie uit 'n plek van vrees nie, maar uit 'n plek van geloof. Nie uit 'n plek van vrees nie, maar uit 'n plek van rustigheid, omdat ek weet, die Here is liewer vir my kind, as wat ek is vir my kind. En dit maak 'n mens rustig. Die ander ding is dat, wanneer ek die Here dien, dan weet ek moet oor God rekenskap gee oor my kinders, en hoe ek hulle groot gemaak het, en hoe ek hulle behandel het. Ek dink dit is pynlik, as jou kinders eendag vir jou sê, ek het dinge wat ek met jou moet uitpraat, my ma en my pa. Want toe ek groot geraak het, is daar goed wat nie reg gebeur het, en ek sit vandag met daai goed, né? Ek dink dit is ongelooflik pynlik as jou kinders dit vir jou moet sê. Sit dit net op 'n hoër vlak en sê, maar daar gaan 'n tyd kom ook wat ek voor die Here sal rekenskap gee oor dit wat ek met my kinders gedoen het. Want my kinders, sê Psalm 127 vers 3, is geskenke van die Here. En daarom skuld ek hom rekenskap. En dan Efesiërs 6 vers 4 sê, maak jou kinders groot, soos die Here dit verwag. Leer hulle wat om te doen, en help hulle op die regte pad, al moet julle soms streng optree. So dis die Here het 'n verwagting, dat ek my kind groot maak, soos hy dit wil hê. En daaroor moet ek rekenskap gee. En as 'n mens dit besef, dan doen ek dit anders. Want dan besef ek dat die verantwoordelikheid vir my kind is groter eintlik as wat 'n mens normaalweg dink. Dit is 'n verantwoordelikheid teenoor die Here. En dan maak ek my kind nie groot met my moods en my opinies en verloor dit baie keer en gil en skree. Bietjie erg nou, maar want ek besef, ek moet oor hierdie goed moet ek vir die Here rekenskap gee. En wanneer ek my kind groot maak met hierdie besef, dan bied ek hulle sekuriteit. Want dan doen ek soos wat die Here dit wil hê. Ongeag van 1000 opinies in die wêreld waarin ons leef. En dan is dit 'n huis waarin daar genade is, met mekaar, met ons kinders, en 'n huis waarin daar
vergifnis is. Ek koop eendag 'n ander kar. En 'n tweedehandse kar, fantastiese toestand, 'n Volkswagen Volks. En dan klim op 'n stadium in die kar en dit ruik so rubberig, branderig. Toe het my dogter daai lighter dingetjie warm gemaak en hom gestamp op die dash. Okay. Wat doen jy dan? Dan is jy genadig. En jy vergewe, want jy hoef niks te sê nie. Omdat jy in jou agterkop besef, die Here check wat ek nou hier doen. Die Here kyk hoe ek hierdie situasie hanteer. Ek het hom so verkoop. Ouers wat die Here getrou dien, het die hemelse Vader as 'n model. Want ek weet as ek die Here dien, dat ek weet God is my Vader. En ek weet God is volmaak as dit kom by dissiplineer, by vergifnis gee, by leiding gee, by bemoedig, etc. etc. En dan word God my model. Dan sê ek vir myself as ek die Here reg dien, maar ek wil soos God wees. Soos wat hy vir my 'n vader is, wil ek graag 'n pa en 'n ma vir my kind wees. En God is die model. En dan kom daar 'n stuk intentionaliteit. Wanneer ek vir myself sê, maar ek is daarop gefokus om God die Vader as my rolmodel te hê en so 'n ouer te wees. Dit gebeur wanneer ek in verhouding met die Here Jesus leef. En onthou die ding van die Vader prentjie, nê, en dit is baie, dis 'n erge ding wat gebeur, en dit is dat my kinders, en nou meer die paas, my kinders teken 'n prentjie van hoe God die Vader is, deur te kyk na hoe hierdie Vader is. So hulle kan na hierdie Vader kyk, want dis hoe 'n kind werk, hulle werk vanuit die bekende na die onbekende, so hulle kan na hierdie Vader kyk, en besluit ons hou van die hemelse Vader, of hulle kan na hierdie Vader kyk en sê ons hou nie van die hemelse Vader nie. So ek is ook besig om my kind se prentjie van God te vorm. En ouers wat die Here dien, modelleer geloof. Geloof is, in Engels is daar 'n dingetjie wat sê, faith isn't taught, faith is caught. Wat jy geleer het, word opgevang, het word opgetel. Ek lees vanoggend in 'n oordenking, en ek het dit nog nooit so gesien nie, dat Jesus het eenkant te gaan en hy het gebid. En die disippels het hom sien bid. En toe hy klaar gebid het, wat sê hulle toe vir hom? Leer ons ook bid. En dan gee Jesus vir hulle die Onse Vader gebed. Ek het nooit dit besef nie. Iets in wat daar gebeur het, iets in daai rukkie wat Jesus gebid het van begin tot einde, het hierdie disippels iets raak gesien in hom, wat hulle vir hulle self gesê het, maar ons wil dit ook doen. Ons wil dit ook hê. En toe vra hulle daarvoor. En ek dink dit is wat dit is om geloof te modelleer, dat my kind na my kyk en sê, maar dit is wat ek ook wil doen, en dit is wat ek ook wil hê. Kinders moet sien dat ouers bid. Kinders moet sien dat ouers gehoorsaam is aan die Here. Kinders moet sien dat die Here gedien word. Hulle moet ouers sien wie se geloof eg is. En as ouers se geloof eg is, en as ouers ernstig is oor dit wat hulle glo, is die kanse 80% dat kinders gaan ook ernstig wees oor geloof. En die belangrike wat kinders moet leer, en dit sien hulle by ons, dat daar moet 'n verband wees tussen geloof en die lewe. Met ander woorde, ek moet moeite maak daarmee, dat my kinders verstaan dat as dit swaar gaan in my lewe, dan draai ek na die Here, daar's 'n koneksie. As ek oor 'n sekere situasie 'n besluit moet neem, dan soek ek die Here se leiding, daar's 'n koneksie. Die een het alles,
met die ander ene te doen. My kinders moet daai koneksie raak sien, en dit is wanneer geloof hulle 'n saak van erns word. En dan, en ek love hierdie teks, wat sê, confidence and strength flood their hearts. Kom ek sê dit by mekaar, ouers wat die Here getrou dien, is vol vertroue in God, en dit smeer af op hulle kinders. Hulle vertrou God met hulle kinders, maak hulle nie kinders groot uit vrees nie, maar aan vertroue op die Here. Hulle weet, hulle moet aan God rekenskap gee, so hulle dink oor wat hulle doen. Hulle die hemelse Vader as die perfekte model van ouerskap. Hulle modelleer geloof, sodat kinders sê, maar dit is wat ek wil hê, dit is wat ek wil doen. En dit is 'n veilige huis. En dit gee vir 'n kind sekuriteit. Amen.